van julle het dalk nog glad nie gehoor van die dorpse leerreëls nie. Die meeste het dit nog nie gelees nie. Maar dit is 'n geweldige belangrike dokument vir gelowiges. Dis 'n dokument wat opgestel is in 1618 en 1619 by die Groot Synode van Dordrecht. En baie spesifiek geskrywe om die sogenaamde remonstrante aan te spreek. Hulle was mense wat die Bybelse waarheid heeltemal skeef getrek het. En nou mag jy dalk wonder, wat het dit met my te doen? 1618, 1619 is baie lank gelede. My naam is Naas Ferreira. Welkom by Alpha en Omega. In die volgende 4 sessies wil ek jou graag meer hieroor vertel. Dit het alles met jou te doen. Jy het nodig om hierdie belangrike dokument, maar tog 'n baie moeilike dokument, vir jouself te bestudeer. En in hierdie reeks wil ek graag vir jou 'n klompie handvatsels gee, verwysingspunte wat jou gaan help om deur hierdie dokument te beweeg. In hierdie aanbiedinge gaan ek nie in die detail ingaan nie. Slegs die belangrike hoofpunte met jou deel. Dit kan jy dan gebruik om self na die dokument te gaan kyk. Die belangrikste vraag wat ons moet beantwoord is die volgende. Wie is in beheer van ons verlossing? Is dit God? Of het die mens ook 'n aandeel daarin? Kom ons gaan kyk na hoofstuk 1. Dis ons eerste aanbieding. In hoofstuk 1 gaan dit oor sonde. Hoekom begin ons by sonde? Want ons kan nie oor verlossing praat as ons nie eers gefokus het op wat is sonde nie. En as ons praat oor sonde, dan kan ons maar na die 3de bladsy van die Bybel toe gaan. Op die 3de bladsy van die Bybel word daar vir ons vertel dat die mens het in sonde geval. En nie net die Bybel nie, die remonstrante erken die sondeval. Onthou jy die opdrag van God aan die begin? Vir Adam en Eva gesê, die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En dan kom die sondeval. Maar Adam en Eva het nie omgeval en nie meer asem gehaal nie. Maar die sondeval het geweldige gevolge gehad. Wat leer die Bybel ons oor sonde? Die Bybel leer ons, die mens is dood in sy sonde. Wat beteken dit? Dit beteken dat toe die mens sy verhouding met God losmaak, het hy in geestelike doodsheid verval. Dit beteken hy kan homself nie red nie. Wat sê die remonstrante? Die remonstrante erken ook die sondeval, maar die gevolge van die sondeval sou hulle beskrywe om te sê, die mens is net siek, hy is nie dood nie. So die feit dat die mens siek is, beteken, daar is nog iets in die mens wat hy self kan doen. Die mens kan nog self reageer as hy die stem van die Here sou hoor. Hier is 'n baie belangrike onderskeid. As ons regtig fokus op die vraag, nou maar wie is in beheer van verlossing, van ons verlossing, is die vraag, is dit God of is dit die mens self? Die Bybel sê, die mens is dood, so hy dra niks by tot sy verlossing nie, waar die remonstrante sê, maar die mens dra nog iets by. Hy is in staat om nog iets by te dra. Om terug te kom na die Bybel toe, as ons nou weet wat sonde is, hoe werk dit dan? Die Bybel leer ons, dat as die mens dan dood is in die sonde, dan moet daar 'n uitverkiesing wees, wat van God afkom. So God kies sommige mense wat dood is in hulle sonde en dit is 100% genade. Remonstrante, as die mens dan nou nie dood is nie, maar net 'n bietjie siek, dan gebruik hulle ook die woord uitverkiesing. Maar hulle gebruik dit op die volgende manier en dit is belangrik om hierdie onderskeid te sien. Hulle sal sê, God het vooruit gesien wie gaan glo. Want onthou, die mense is nie dood volgens hulle nie,
Mens kan homself nog red. So God het vooruit gesien wie gaan glo, en toe het God daardie mense uitgekies. Selfe woorde, net op 'n ander manier verpak. Wat is die implikasies daarvan? Die implikasies is die fokus op God, 100% genade, of op die mens, wat iets bydra tot sy verlossing? 'n baie belangrike onderskeid in hierdie eerste hoofstuk. Die Bybel leer duidelik, eers verkiesing, wat van God afkom, en dan geloof wat God gee vir diegene wat hy uitverkies. Die remonstrante leer, eers geloof, dit kom van die mens af, en dan verkies God die mense wat dan self glo. Die Bybel 100% genade van God. Die remonstrante dalk 50-50%. Die persentasie mag verskil, maar die finale keuse, volgens die remonstrante, die mens besluit, want hy is maar net siek, nie dood nie. In die eerste hoofstuk word vir ons baie duidelik verduidelik, wat was die gevolge van die sondeval? Die sondeval het gemaak dat die mens dood is in sy sonde. En daarom het hy verlossing nodig wat van God afkom. Die Bybel leer ons dit ook baie duidelik. In Efesiërs 1 vers 4 lees ons hierdie duidelike woorde. So het hy, dit is God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberisplik voor hom te wees. Let mooi op, daar staan nie, omdat ons heilig en onberisplik is nie, maar om heilig, met die doel om heilig en onberisplik voor hom te wees. Dis eers uitverkiesing, voor die skepping van die wêreld, en dan die geloof om vir God te lewe. Want Efesiërs 2 vers 1 sê dit baie duidelik. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. In een vers staan daar, julle was dood, want julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld. Dit beteken dat die mens wat dood is in sy sonde, geestelik dood is, al lewe hy. Maar wat het God gedoen? Efesiërs 2 vers 8 tot 10 maak dit duidelik. Julle is inderdaad uit genade gered. Deur geloof. Redding en dan geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede op homself trots te wees nie. Verlossing kom nie uit die mens uit nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hierdie verse sê baie duidelik, die mens was dood of is dood in sy sonde, maar 100% genade van God as hy uitverkies en dan geloof gee. Hierdie is die handvatsels en verwysingspunte wat ek vir jou wil gee, as jy nou na hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls toe gaan en daardie dokument vir jouself begin bestudeer. Baie sterkte daarmee. Baie dankie dat jy deel gehad het aan hierdie episode van Alpha en Omega. Volgende keer gaan ek vir julle die handvatsels en verwysingspunte van hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls gee.